Goeiedag geliefdes. Hierdie week gaan ons die hele week stil staan by Jesaja 2, daarvan vers 2 tot by vers 5. Ek lees dit vir ons. Die openbaring wat Jesaja seun van Amos ontvang het oor Juda en Jerusalem. Daar kom 'n tyd dat die berg waarop die huis van die Here is, 'n blywende blyplek sal hê, bo kan die bergtoppe sal uitstaan bo die heuwels. Al die nasies sal daarheen stroom. Baie volke sal daarna toe gaan en sê, kom, laat ons optrek na die berg van die Here toe, na die huis van die God van Jakob, sodat hy ons sy wil kan leer, en ons daarvolgens kan lewe. Want uit Sion kom die openbaring, uit Jerusalem die woord van die Here. Hy sal oordeel tussen die nasies, regspreek oor baie volke. Hulle sal van hulle swaarde ploegskare smee, en van hulle spiese snoeiskere. Die een nasie sal nie meer die swaard teen die ander een opneem nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te maak nie. Kom, volk van Jakob, laat ons lewe in die lig wat van die Here afkom. As ons hierdie teks lees en ons gaan die hele week hierna kyk, dan kom ons agter, dit is 'n profesie wat honderde en honderde jare terug gemaak is deur God self. Maar wanneer God hierdie stukkie uitspreek, dan wys hy vir ons iets van sy vooruitsigte, iets van sy bedoeling met sy heiligdom. En vandag wil ek as 'n begin baie spesiaal stil staan by vers 2 waar hy sê, daar kom 'n tyd dat die berg waarop die huis van die Here is, 'n blywende plek sal hê, bo kan die bergtoppe en sal uitstaan bo die heuwels. God het 'n vooruitsig hier dat sy heiligdom sal uitreis bo die werklikheid, sal uitstaan bo enige iets anders in die wêreld. Daarom, die prentjie wat julle hier sien, is dan ook Berg Sinai. Dis nou in die winter en die bergtoppe is toegesneeu. Maar dit wys so mooi hoe hy op sy hoogste punt uitstyg, selfs bo die wolke. En dis hierdie beeld wat God hier vir sy mense wil oordra, en hy sê, so moet my heiligdom wees, dis hoe ek my heiligdom wil sien. En nou kan jy vir my vra, maar hoekom kyk ons nou hierna? Wat het dit tog met ons te doen? Maar daar is nie meer 'n heiligdom nie, Sion is nie meer die aanbidplek nie, Jerusalem is verwoes, die tempel is verwoes. Maar ons moet dadelik besef dat, wanneer God praat van sy heiligdom in ons konteks in 2025, dan sê hy sy kerk. En sy kerk is nie 'n adres op die hoek van 'n straat nie. Sy adres is nie 'n gebou ergens in 'n dorp nie. Die kerk se adres is daar waar elke kind van die Here is, daar waar elke kind van die Here leef. Dit is die kerk van Christus. En dan lees ons so mooi wat Paulus sê in Efesiërs daar in hoofstuk 5. Hy sê, soos Christus die kerk liefgehad het, hy's besig om te praat van die liefde tussen 'n man en 'n vrou, dan sê hy, 'n man moet sy vrou lief hê soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het hy gedoen om die kerk aan hom God te wy, nadat hy dit met die water en die woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. As ons dit lees, saam met wat God se hart is vir sy heiligdom, dan kom ons agter, maar die Nuwe Testamentiese kerk, die Christuskerk, is ook iets wat bo die wêreld moet uitstyg. Nie in 'n kwessie van hoogmoed, of meerderwaardigheid, of superheiligheid nie. Maar as hierdie plek, hierdie mense, hierdie versameling van gelowiges, waar mense weet, hier is 'n magnetiese krag, wat ons wil uittrek uit ons gewone wêreldse uit, na iets beter toe, na die hart van God toe. En dis wat Paulus raak sien, en hy sê, nadat Christus die kerk so gereinig het, wil hy dit met hom by hom opgeneem word, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Christus het hom baie kom betaal, om so 'n kerk tot stand te bring. Paulus het daai wonderlike belydenis gemaak, en dit is die rots waarop die kerk gebou het. Jesus Christus is die Seun van God, die verlosser wat moes kom.
En daardie belydenis maak die heiligdom van God anders as die wêreld. Iets wat so behoort te wees, so behoort te praat, so behoort op te tree, dat dit magneties is vir mense wat moeg is vir 'n alledaagse bestaan. Vir mense vir wie 'n alledaagse bestaan moeilik en donker en verwarrend is. Kom ek en jy, as hierdie heiligdom van die Here Jesus Christus, rig net weer ons lewens so volgens sy wil in, dat ons magneties sal wees, en magneties sal aantrek na God toe. Mag die kerk, elke kind van God, so uitstyg oor die werklikheid, nooit dieselfde as die wêreld lyk of klink nie. Sodat mense sal sê, ons wil so wees. Shalom. Laat ons heers oor die werke van die hande, dis aan ons onderwerp. Die see, die lug,